Goeiemiddag, is nou 14 November en een van my rare politieke insette vir hierdie maand. En dit gaan oor die G20. So, Ramaphosa is besig om ernstige invloed wêreldwyd te verloor met hierdie G20. Vanaf Trump onttrek het Argentinië ten volle onttrek, Rusland se president kom nie, China se president kom nie, en skielik is daar nou 'n klomp presidente of landshoofde van hierdie G20 wat nie daar gaan wees nie, ons op die oomblik 5 wat nie daar gaan wees nie. En anders die lower level representatives en water die hele ding af. Nou ek was in my hele tyd in die weermag in Suid-Afrika baie betrokke by baie van hierdie tipe goeders, World Summits en die tipe van ding. Ek het 'n hele paar bygewoon as 'n military liaison officer en so en ek is deel gewees van voorbereidings en gesien wat agter die skerms aangaan. En as jy by 'n punt kom waar die groot lande hulle koppe uittrek en nie meer kom nie, is dit 'n embarrassment vir die hostland, groot embarrassment. Maar dis die hostland wat dit veroorsaak. Ek sien nou is Ramaphosa nogal windgat en sê ja, is their loss as hulle nie kom nie vir Amerika. Is nie their loss, dis jou loss. Ramaphosa, dis jou loss. En die land se loss. Jy weet nie hoeveel miljoene rande se geld, inkomste jy op die oomblik verloor, net omdat daai paar lande se koppe uitgetrek het. Want hulle kom spandeer geld in hotelle, 5-ster hotelle, VIP protection, allerlei ander goed, vlugte en al die tipe van goeders in Suid-Afrika, wat hulle nie meer spandeer nie. Nie net dit nie, hulle voorspanne wat kom om voor te berei en alles, hulle spandeer ook so. Daar's nie net 5 wêreldhoofde wat nie kom en die trek net hulle verblyf of iets af nie. Iemand soos Trump as hy kom, praat jy van tussen, ek wil nie getalle gee nie, meer as 100, miskien net so 100,000, maar meer as 100 mense gaan vir ten minste 3 tot 4 weke in die land wees, voor hy daar aankom. En hulle occupy hotelle, gebruik kos, jy weet, spandeer geld en al hierdie tipe van dinge. Dis net vir Trump. Dieselfde met die ander presidente. Die beplanning vooraf is so groot en die waarde van die geld wat ingebring word is so groot, jy kan dit nie verstaan nie. Maar dis nou hulle los apparently. Wat sê dit ook verder? Suid-Afrika val hierdie mark uit. Die kans dat Suid-Afrika uit die G20 uitgedruk gaan word is redelijk groot op die oomblik. Want Suid-Afrika is die nommer 20 land in die G20 met die heel laagste ekonomiese bydra en GDP, dit word bepaal of dis, want apparently die G20 is mos die grootste ekonomies in die wêreld. Suid-Afrika is nie die 20ste grootste ekonomie nie, was maar net daar om het in die begin het Suid-Afrika in die 90s was hulle die leier van Afrika gewees, dis kom hulle dan was. En daar is lankal gone, lankal gone. So, wat beteken dit? Ramaphosa en sy kronies het die land, soos ons almal weet, in die laaste 30 jaar in die grond inregeer. En daar is net nog 'n plek en nog 'n bewys vir die wêreld hoe Suid-Afrika niks beteken nie. En hulle snif hulle neus af teen Suid-Afrika baie lande, want kyk, daar weet nie of hy op die kant van die draad of daai kant van die draad moet wees, moet hy vir die weste gaan, moet hy vir die ooste gaan, moet hy vir kommunisme gaan, moet hy vir terroriste gaan, moet hy vir moslems gaan, moet hy vir Christen, hy weet nie. Want vir hulle maak dit nie saak nie. Vir hulle is dit, wat kan hulle in hulle eie gatsakke insteek? Dis al waaroor hulle worry. Hulle het absoluut geen saak met die populasie nie. Zero. So as jy gedink het, die regering in Suid-Afrika het 'n idee of hulle kyk uit na jou welsyn, al is jy 'n swarte, of 'n witte, of 'n kleerling, of 'n Indiër, maak jy 'n baie groot fout. Daar ons het geen saak met niemand nie, nie eens met hulle eie mense nie. Solank as hulle gatsakke vol stop, het hulle nie 'n saak nie. So, hier is die ding. Hierdie raak nou 'n groot embarrassment vir die land, vir Suid-Afrika, wat direk wys op Ramaphosa, hy is die president, hy is in charge, en ons sal sien hoe lang gaan die hou, ek vermoed, nie lang van nou af nie, gaan Suid-Afrika uitgedruk word uit die G20 uit, en gaan net so stof verdwyn, soos die land op die oomblik besig is om te verdwyn op die wêreld
spel. So ongelukkig, met alles wat aangaan daar in Suid-Afrika, is dit die populasie wat daaronder lê, en veral die blanke populasie, met al die wette wat teen hulle is, en hulle het nie 'n vooruitsig nie. Dit is moeilik, ek verstaan dit is baie, baie rof. Ek sê nou die dag vir iemand, ek is 17 jaar terug uit Suid-Afrika uit, en daar's mense nou in die laaste maand uit Suid-Afrika uit. My experience 17 jaar terug is totaal verskillend van die wat nou net uitgekom het, sy experience. Hulle beleef nou dinge wat ek nie beleef het nie, want 17 jaar terug was hy nie in so bad staat as wat dit nou is nie. So ek verstaan hoekom mense daar weg, hoekom mense op 'n refugee-program wil kom en uit die land uit wil kom. Ek verstaan as hulle hier kom of op 'n ander plek kom, hoekom hulle dit sleg praat van die land, want jy het niets anders om te sê daaroor nie. So ongelukkig is dit die feite. So dis my politiek vir die week of vir die maand. Ek hoop ek het nog nodig om verder politiek te praat, want ek kan nie eintlik veel af van nie. Baie dankie, dis maar my opinie. Sê maar hieronder wat jy daarvan dink. Geniet die dag.